Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort het by sy koms. Jesus is die eersteling van die opstanding. Ons weet, wanneer Jesus gaan aarde toe kom, gaan almal wat gesterf het, opstaan, hè? Dis wat ons leer in die woord. Dan wil ek afsluit met Jesus en sy emosies voor die kruisiging. Wat dink julle sou gebeur het as Jesus sy emosies sou toegelaat het dat sy emosies oorneem? Hy sou nie deurgegaan het met dit, nee. Jesus het 'n stortvloed van intense emosies ervaar in die tuin van Getsemane in aanleiding tot sy kruisiging. Die eerste punt, Jesus het diepe hartseer en benoudheid ervaar. Hy verklaar aan sy disippels die volgende in Matteus 26 vanaf vers 36. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam met hom en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Jesus se verklaring hier wys ons dat hy baie intense emosies ervaar het. Hy het 'n baie swaar emosionele las gedra, omdat hy geweet het wat op hom wag. Dit was so intens dat hy net sy binnekring uitgereik het vir morele ondersteuning. Al wat Jesus van hulle gevra het is om waak saam met my. Bly saam met my wakker terwyl ek gaan bid. Dis al wat die Here gevra het van hulle. Maar hulle kon dit nie eers doen nie. Wat doen Jesus? Wat doen ons wanneer ons medegelowiges in angs en emosionele las het wat hulle wil onderkry? Kan ons saam met hulle waak? Kan ons saam met hulle bid? Is ons beskikbaar om by hulle te staan? Wanneer ons medegelowiges deur moeilike tye gaan, of raak ons ook aan die slaap? Jesus het intense angs en pyn ervaar. In die evangelie van Lukas beskryf hoe Jesus se sweet bloed geword het, soos bloed geword het. Lukas 22 vers 44 sê, en toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond geval het. Intense angs. Ek wil hier in Engels lees wat die dokters beskryf as dit. Hy sê, in the intense moments of prayer at the Garden of Gethsemane, it is possible Jesus experienced a condition known as hematidrosis, a rare medical phenomenon where individuals sweat blood. This occurs when small blood vessels around sweat glands burst under extreme stress, mixing blood with sweat. Dus as jy bloedvate rondom jou sweetgate oopbars van intense angs en jy begin 'n bloed sweet. En dit is wat Jesus ervaar het. Hy dink net wat sy intensiteit dit was vir hom. Die emosionele las wat hy gedra het. En sy disippels kan nie saam met hom wag nie. Hulle was aan die slaap. Ten spyte van al die intense emosies wat Jesus ervaar het, het hy nog steeds sy wil onderdanig gestel aan sy Vader se wil. Jesus bid seker een van die mees diepgaande gebede
wat ons in die Bybel aantref. Ons lees dit in Matteus 26 vanaf vers 37. En ek wil afsluit met dit. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is welgevuldig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as U die beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Slaap maar voort en rus. Slaap ons vandag. Word wakker. Wat sê hy liedjie? Wat Godfrey Birtles sing? Ons moet wakker word, mense. Staan op uit julle sluimering uit. Slaap ons nie miskien vandag nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prys U vir die goedheid, U guns en U genade. Here, dankie vir die werk wat U in die kruis van Golgotha vir ons gedoen het. Dat deur U offer aan die kruis, dat ons vandag in oorwinning kan wandel. Ons het vanmôre gesing, I have been redeemed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus. Dankie dat U ons uit die hokkie vrygelaat het. Dankie dat U ons vrygekoop het van sonde en van die mag van die sonde. Help ons, Here, om heiligmaking na te streef elke oomblik van die dag. En die dinge wat ons verkeerd doen, dat ons dit sal aflê, sal bely en dit sal laat staan. Dankie, Here Jesus, dat U met ons is op hierdie proses, op hierdie pad. Here, wat as ons miskien deur 'n proses gaan van breking, dat ons dit sal ervaar en aanvaar, en dat die uiteinde daarvan is dat ons geseën kan wees vir die mense met wie ons in aanraking kom. Dankie, Here, dat ons U hartklop kan ken, dat ons U hartklop kan leer, en help ons, Here, dat ons van krag tot krag sal gaan. Dat U net die beste vir ons in store het, en dat U net vir ons wil help op ons reis. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die volëinder van ons geloof. Dankie, Here Jesus. Ons loof en ons prys. Bid ook vir die offergawes, Here, dat U dit ook sal seën, elke persoon wat gee, dat U hulle sal seën, Here, 'n maat wat vol geskit en vol geprop en oorlopends te vol is. Dankie, Here Jesus, vir die goedheid, U guns en U genade. Amen. Dankie julle.